welkom by die heel eerste episode van Namibiërs Sonder Grense. My naam is Christine Kreer en ek gaan elke week saam met julle by Namibiërs reg oor die wêreld kuier. In vandag se episode gesels ons met Astrid O'Callaghan al die pad uit Ierland. Astrid, haar man en hulle pragtige 2 kinders het, ten spyte daarvan dat hulle nog nooit oor see was nie, in Februarie vanjaar tydens Ierland se strengste inperking na Waterford getrek. Maar voordat ons met Astrid gesels, eers 'n bietjie meer oor my. Ek bly in Houston, Texas, die 4de grootste stad in Amerika. Ek bly hier saam met my rugbyspeler verloofde en mede-Namibiër Adrian Boysen. Adrian het 'n kontrak by die Houston SaberCats en dit is ons 2de jaar hier in Space City. Hi, my naam is Astrid O'Callaghan, of beter bekend nou as O'Callaghan. Ons het as gesin besluit om in Februarie 2021 na Waterford te trek in Ierland. Dit is so 2 ure van Dublin af. Ek het 'n werk gekry as ouditbestuurder by Ernst & Young en dit is so vinnig gebeur. Hulle het my die Vrydag gevra, ek en my man het die Maandag ja gesê en binne 3 maande is ons hier. My man het 'n pos gekry as 'n senior software developer ook sommer vinnig. Ons beide is op die critical skills list van Ierland en vir daai rede het dit vir ons baie makliker gemaak om te kom. Ons het oorgetrek sonder dat ons nog ooit in Ierland was of oor see. Ons wou kom kuier het, maar weens lockdown en COVID het dit so 'n bietjie moeilik gemaak, so ons het oogies toegeknyp, geloof gehad en het gekom en sover het alles net uitgewerk soos dit moet en ons is so geseënd met al die deure wat vir ons oopgegaan het. Ons het 2 kleintjies, 2,5 en 1,5 en julle kan net indink wat 'n paar challenges dit vir ons gegee het met die 2 op die vliegtuig en dan ook natuurlik die isolasie 2 weke in Dublin, maar ons is deur alles en ons glimlag nog steeds. Sover moet ek eerlikwaar sê die grootste uitdagings was natuurlik weens die lockdown. Ierland is nog steeds op level 5 tot en met Mei toe. Dit is die strengste level wat jy het. So jy mag nie 3 km vanaf jou huis beweeg nie. So ons kon nog nie baie sien nie. Dan sover wat lekker is die veiligheid. Ek moet sê ons stap laat in die aande gou Spar toe. Ja, hier is 'n Spar. En jy voel nie onveilig nie, die kinders hardloop in die strate, hier is oral in ons buurt waar ons bly, borde wat sê, hier is kinders wat speel, so almal moet versigtig wees, almal is verskriklik vriendelik, ek moet sê, dit help verskriklik baie. Interessante ding van die Ire is, as hulle groet, sê hulle nie hallo nie, hulle sê, hoe gaan dit? Dit is soos hulle manier van groet, hulle vra nie regtig hoe dit gaan nie, dit is maar net hulle manier van hallo sê. So dit is nogal 'n nuwe ding gewees, ek het heeltyd gesê, goed, dankie en jy, en dan antwoord die persoon net nie terug nie. So dit was nogal 'n aanpassing. Die rede hoekom ons getrek het, is nie omdat ons nie van Namibië of Afrika hou nie. Ons sal altyd Afrika in ons bloed hê, en die son, en natuurlik braai en droewors, en ek glo, die kultuur is wonderlik. Ons het die geleentheid gekry, beide van ons, en ek voel ons moes dit aangryp, so of dit werk nie, ons kan altyd teruggaan, en dat ons die wêreld gesien, of daar 'n deel van die wêreld, en dis iets wat ons vir ons kinders kan gee, wat ek voel nogal vir hulle kan wêreldwys maak. Ons hoop natuurlik dat ons 'n voorbeeld kan wees vir baie ander jong mense, om as jy so geleentheid te kry, dit net aan te gryp, en maak nie saak en wat se bootjie jy is nie, dis ongelooflik hoe behulpsaam die mense is, as hulle hoor, jy is nie van hier af nie. Ek moet sê, daar's al tye wat ons, die stort het 'n knoppie, dit nie krane nie, en die deure sluit oor die handvatsel optel, en ons al hierdie snaakse goed, waaraan ons nie gewoond is nie, en ons voel nie dat iemand ons snaaks aankyk nie, almal is vreeslik behulpsaam en help ons, en ek moet sê, dit is 'n ongelooflike avontuur, en ons
dink regtig as iemand die geleentheid sou kry, moet hulle net met beide hande aangryp. En dit is al vir hierdie episode. Baie dankie aan Astrid en baie dankie vir almal wat gekyk het. As jy graag deel wil wees van hierdie program of weet van 'n Namibiër in die buiteland waarmee ons lekker kan gesels, stuur gerus my e-pos na christine@rebelliagain.com.na. Tot volgende week. Life is unpredictable and one needs to be protected against any eventuality. Get Santam legal access from as little as $50 Namibian a month for when you find yourself in need of legal representation due to civil cases, criminal prosecution, and family matters such as divorce, child maintenance, and custody. It also covers labor disputes, disciplinary hearings, and unfair dismissal or retrenchment. With Santam Legal Access, you'll receive free legal advice on almost every legal aspect, whether the specific matter is covered by your policy or not. For true peace of mind and legal protection when you need it most, call us on 061 292 8000. Santam. This is freedom. En welkom by hierdie week se episode van Namibië sonder grense. Vandag gesels ons met Namibië se 2019 Wêreldbeker rugbykaptein Johan Duisel, wat nou in Toulouse, Frankryk, sy rugbydrome verder najag. Johan gaan ons meer vertel oor sy loopbaan, reise en hoe hy en sy vrou verlede jaar tydens die COVID-19 inperking en sonder die hulp van enige familie of vriende hulle eersteling in die wêreld verwelkom het. Voordat ons daarby uitkom, my naam is Christine Creer en hier is 'n paar van my onlangse hoogtepunte hier uit Houston. Hallo, my naam is Johan Duisel, ek is van Namibië af. Ek is gebore in Windhoek en ek speel professioneel rugby. Ek het gaan swat op Potchefstroom, NWI, en waar ek ook my vrou ontmoet het. En ek van daar af, na 'n paar jaar, het ek by die Sharks gaan speel in Durban. En ek het 'n geleentheid gekry om in Frankryk te kom rugby speel, waar ek tans is. Ons is in Toulouse, in die suide van Frankryk. Ek speel vir 'n professionele klub, Pro D2 rugby, wat die tweede liga is. Colomiers is die klub se naam. En ja, ek moet sê, ons geniet dit baie. Dit is ons derde seisoen al hierso. Ek het nog 2 jaar verleng, so ons eindpunt is eers oor 2 jaar. En ja, ons geniet dit baie. Die taal is maar een van die grootste uitdagings, maar ons het al redelik aangepas en ons leer die taal stadig maar seker. Al vat dit baie langer as wat ek gedink het. En ja, ons kom oor die weg, ons geniet dit. Ons probeer in ons aftye soveel as moontlik doen. Elke afnaweek wat ons kry, gaan ons iewers heen. Ons het al heel wat plekke gesien. Ons is baie naby aan die Spaanse grens, waar ons al 'n paar keer na toe gegaan het en ook 'n hele paar ander plekke in Frankryk, maar daar is nog baie op ons bucketlist wat ons graag sou wil sien en wil doen. Terwyl ons hier is, omdat ons hierdie geleentheid gekry het, weet ons moet daarvan gebruik maak, omdat ons klaar hierdie kant van die wêreld is
en net al hierdie plekke rondom ons het om te sien. Ons het 'n seentjie gekry, soos ek gesê het, 'n jaar terug amper, en ja, wat 'n voorreg was dit vir ons nie. Dit was uitdagend met die COVID en lockdown, maar groot blessing dat ons soveel tyd saam kan spandeer en self die dinge uitfigure, omdat ons nie regtig mense het rondom ons wat ons kon gehelp het nie, moes ons al self doen. Maar ja, ons geniet dit baie in Frankryk en hopelik kan kom kuier binnekort. From the heart of the continent to its farthest horizons, Africa awakens with stories that shape our world. This is Africa Good Morning, your window into the pulse of a dynamic continent. I'm Ashwin Berry, here to deliver the latest news, sharp insights, and the vibrant spirit of Africa. Every weekday, we dive into the headlines, uncover untold stories, and spotlight the people driving change. Plus, stay ahead with daily weather forecasts and economic updates to navigate your week with confidence. With direct coverage from our correspondents on the ground, we bring you in-depth access to Africa's beating heart. Mondays, Mike Situla reports from Zambia. Africa, good morning. Tuesdays, Talent Gore covers Zimbabwe. Wednesdays, Rorisang Mokojwe brings Botswana's news. Dumela, Rorisang. Thank you very much, Ashwin, for having me right here on Africa Good Morning. It is always a pleasure to be here with you all. Thursdays, Ari Hogarth tackles South Africa. Yes, very good morning, Ashwin and Anna. Yes, a good atmosphere. And Fridays, we focus on Namibia's bold narratives. From thriving cities to rugged plains, our team is there, capturing the rhythm of a continent on the rise. Africa Good Morning is your essential start. News, weather, economics, and more. Hallo en welkom by die derde episode van Namibia Sonder Grense. Vandag gesels ons met Christian Lamprecht, wat 7 jaar gelede hier in Amerika kom studeer het, en sindsdien het hy 23 verskillende state besoek en woon nou in Traverse City, Michigan. Christian gaan ons ook meer vertel oor hulle 2 spesiale honde, Charlie, hulle Instagram famous Chow, en hulle Labrador Leader Dog Poncho. Maar eers 'n video van my avonture in 'n dorp hier naby Houston genaamd San Antonio, Texas. Goeiemôre. My naam is Christian Lamprecht. Ek kom van Windhoek, Namibia af. Op hierdie oomblik stuur ek hierdie video vir julle van Traverse City, Michigan. Dis die noordelike kant van Michigan. Dis op die oomblik minus 17 grade Celsius toe ek hierdie video geneem het. So geniet die warmte terwyl julle dit nog het. Ek het 7 jaar gelede Amerika toe getrek vir swemskool. Toe ek klaar geswat het en klaar geswem het, toe ek begin werk.
Ek is op die oomblik 'n supply chain manager en inventory controller vir Lear Corporation. Ek het nou net 3 weke gelede hier begin. Sover gaan alles goed. Ons het oorspronklik het ons net een hond en op die oomblik is dit weer die case. Charlie is ons hond. Hy is 'n Chow Chow. Hy het ook sy hy het sy eie Instagram page, dit is genoemd The Charlie Adventures. Op hy Instagram profile wys ons lewe saam met die hond. So dis baie interessant en is baie lekker en ons geniet dit. En dan vir die laaste jaar en 4 maande het ons ook Pancho gehad. Hy's 'n Labrador. Ons het hom grootgemaak om 'n leader dog vir blinde mense te word. Ons het hom laas week teruggevat dat hy sy offisiale harness training kan doen en dan in 3 maande se tyd gaan hy 'n toets doen en dan hopelik kom hy deur. As hy nie deurkom nie, dan gaan hulle noem dit 'n career change. Dan sal hy na 'n ander service aspek toe gaan, jy weet, 'n rykhond by die lughawe of 'n polisiehond of wat ook al. So daar's veel opsies vir hom. Ons sien uit vir hom om goeie dinge te doen. Ek mis die huis, maar ek het 'n deel van die huis hier, so jy weet, ons braai gereeld. Ek leer my vriende Afrikaans en ek het konstant kommunikasie met my familie. So ja, ek mis die huis, maar ek is happy en ja, geniet dit. Hallo daar kykers, my naam is Brian Munango, aanbieder vir Gooi Kolle. My naam is Patricia Kutse en ek is julle braai aanbieder. Hallo julle, ek is Andrew Poelman, mede-aanbieder van Gooi Kolle. Ons sou wou ons ja, 'n bietjie van 'n braai tema inwerk saam met sportvooruitsigte van die naweek, so 'n bietjie sportpersoonlikhede bekendstel. So ons sien uit na ons 3de seisoen. En dan ook lekker kos op die kole. Julle kan ons elke Vrydag om 12:30 op DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 en ook op ons webwerf OneUp2. Mornings just got better, Namibia. From the latest headlines to the hottest trends, we're bringing you the conversations that matter. That's right. Bright minds, bold opinions, and a touch of morning magic. This is your daily dose of energy. So grab a cup and join in on the conversation every weekday morning at 8 o'clock with Smell the Coffee, hosted by Diana Master and Aina Riza Quayo. Hallo en welkom by nog 'n episode van Namibia sonder grense. Vandag gesels ons met Renay Timan wat verlede jaar Australië toe getrek het met die doel om die kontinent plat te reis. Hy het kort nadat hy oorgegaan het 'n werk gekry en genoeg geld bymekaar gemaak om 'n kar te koop. Hy het sedertdien 22,000 km deur Australië getoer. Renay werk nou as 'n konstruksiebestuurder in Tinkaran, 'n klein dorp in Wes-Australië. Maar voordat Renay ons meer vertel van sy reise, wil ek julle graag 'n bietjie meer wys van Houston, waar ek tans woon. Dit is 'n kort video van my onlangse besoek aan die Houston Aquarium.
Hi, my name is René Timan and I'm 26 years old. I'm from Windhoek and I moved to Australia in the beginning of last year. My plan was to travel the country and see a prospective town where I could then settle down and maybe get my permanent residency. But first I went up to northern Queensland, did a few jobs there, mainly for a fencing contractor, earned enough money to buy myself a car and started traveling. I went to the northernmost point of Australia. I also did a sailing trip with a few friends of mine, where for 2 weeks we went from island to island, which was absolutely fantastic. Then I traveled down south, did a few jobs on my way, and now I'm in Western Australia, close to a little town called Tencurrin, where there's about 20 people living, so quite desolate. And I'm working on a broadacre farm, doing mainly tractor driving, where it's a seeding season at the moment, where you work quite long hours, about 15-16 hours a day, but it's really fun. The situation here in Australia is really great. If you compare to the rest of the world, there's barely any restrictions. We can live our life without wearing masks, without social distancing, which is pretty fantastic if you think about it. And what I've learned about the Australian culture, that it's very similar to back home, that everyone loves to get together, have a braai, and just loves to drink a beer. And it's just everyone helps each other. It's absolutely amazing how easy it is to find a job, and a well-paid job here. And I would encourage anyone to check Australia out once the borders open again.